Goeiedag julle en welkom by nog 'n spesiale episode van Padlangs. So vandag gaan ons 'n getuienis deel met 'n wonderwerk wat hier langs my sit en ek is so opgewonde en dit is vir my so groot voorreg om haar hier langs my te kan hê en dat sy haar getuienis met ons kan deel en dan dit ook net te kan sien hoe groot God is en sy genade oor ons as sy kinders. So 'n vreeslike ding het met haar gebeur. En so dit het gebeur dat sy en haar kerel daai tyd was op pad terug huis toe, plaas toe van die dorp se kant af en daai toe 'n minibus voor hulle ingery, uitgeswaai vir 'n bottel neem ons aan en ja, hulle het toe 'n kop-aan-kop botsing gehad en van daar af gee ek haar dan die geleentheid om haar getuienis te vertel en dan haar siening en ervaring oor die hele situasie. Oor aan jou, dit? Sure. Ange? Okay. Weet jy ek kan glad nie enigstens onthou wat met die ongeluk gebeur het nie. Ja. Ek onthou gedeeltes van die oggend en effens goedjies van die dag, maar vir dit is waar dit stop. So my eerste herinnering wat ek het is toe ek wakker geword het in ICU in Zanin Medikliniek. Wow, wat dit was absolute chaos. Ek het daar letterlik gelê soos 'n seesterretjie. Ja. Ek het altyd my voete gebreek, altyd my arms gebreek en my linkerknie en inwendig baie seer gekry. So dit was 'n baie lelike prentjie. En jy word wakker. Jy weet nie waar jy is nie. Jy weet nie hoekom nie. Dit was, ja, kyk, ek dink dit is die grootste belewenis van skok wat ek al ooit beleef het. Ja. My ouers het toe ingekom in die kamer in, my handjies gevat en gesê, dit moenie worry nie, jy is okay. En hulle sê vir my, maar ek was in 'n ongeluk. Sjoe. En ek gaan nou so 'n klein bietjie vorentoe spring, want op daai stadium, net 'n paar ure voor ek wakker geword het Laurens gegroet in Unitas Hospitaal, want toe hy gestuur is. Ja. En nou kan hulle nie hierdie goed vir my sê nie, want ek het nou net uit 'n week se sedasie uit wakker geword. Ja, jy is klaar in jou eie skok. Ek het die hele week wat ek toe nou, maar basies, baie mense sal dit nou verstaan, dis eintlik is 'n verkose koma. So, hulle is toe eintlik al klaar tussen geskeer. Hulle is so bly, hulle kind is wakker. Aan die ander kant is hulle absoluut verskeer, want hulle het die nuus nie lank terug ontvang nie. Ja. So, ek was in 'n totaal van 3 weke, was ek daar in Zanin Medikliniek gewees. Ek het genade tog. As ek nou reg kan onthou, want daar was baie pynmedikasie en baie narkose te sprake. So ek het onder andere, ek was 'n totaal van 5 keer in teater gewees, waarvan hulle 8 operasies gedoen het in daai 3 weke tydperk. Ja. Die noodoperasies het hulle op ontvangs het hulle inwendig gedoen, waarvan hulle 80% van my kolon verwyder het, 5% van my dindarm. Dank die hemel en dankie Vader, dit was al wat inwendig seer gekry het. Ja. Ek het met my voete, my arms en my knie was ek al wakker gewees, so dit was eers my 2de week in die hospitaal. So ek kon min of meer 'n bietjie clue hê van what is happening. Dit was nog steeds uitmergelend. Ja. Om daar te lê. Jy kan nie eet of drink nie. Ek het binne-aardse voeding gekry. Ek het in al 2 arms drips gehad. Dit was weet jy wat 'n experience. Nee, ja, wat ek ook geen persoon wens nie.
Ag en jy weet nie eintlik lekker wat aangaan nie. Mm. En ek bly heeltyd vra, ek kan maar baasluis. Mm. En niemand antwoord my nie. En ek het my operasies gekry. So 'n paar, dink dit was die Vrydag het ander familie, my ouma het by my toe die dag spandeer. En sy sê vir my nee, my ouers is terug na hom toe. Hulle kom goedjies haal, want toe bly hulle nou by familie in Zenien om mos nou by my te wees. Mm. En die volgende dag toe kom my ouers terug. En ek onthou my ma en my pa het aan by albei kante van my kon staan, my hande gevat. En ek was in 'n privaat kamer, so die deur toegetrek. En dit sê dit vir my, ek ons weet nie hoe om vir jou hierdie mooi te sê nie. Mm. Maar luister is dood. Tja. Ek dink jou hart gaan staan op my oomblik. Van wat ek kan onthou, dit was verskriklike geskree. Ek het geskree, ek het gehuil, ek het gevloek, dit was regtig die bom het gebars. Ja. Dit was wat gebeur het. Mm. En hier staan my twee ouers en hulle moes hierdie toe nou vir 2 ekstra weke dra. Mm. Want min het ek geweet, hulle was eintlik daai Vrydag by sy begrafnis gewees. Ja. So, dit was horrible. Nou lê in die aand daar in 'n hospitaalkamer. Dankie tog nie in pyn nie. Mm. Die dokters het seker gemaak dat ek nie pyn het nie. Ja, ja. Maar daar was niemand Mm. wat na jou kan luister nie. Ja. Niemand wat met jou kan praat of troos of comfort. Sjoe. Mm. En hulle het my uitgeskuif uit ICU uit nadat my al my operasies gedoen is en ek is daar in die surgical ward en my uitsig by die venstertjie ook weer eens in 'n privaat kamer, dank die Vader vir dit. Kyk vir die venster en ek sê, maar hoe het ek hier gekom? Mm. Behalwe vir dit dat ek weet dit was nou ongeluk geweest, maar moet ek in Zenien in Menkliniek opgaan. Ja. Ek vra toe nou daai volgende oggend toe ek weer my ouers sien, ek sê, maar luister, hoe is ek hierso? Mm. En my ma sê dit, maar sy weet nie. Sy weet nie wat om vir my te sê nie. Mm. En ek op daai stadium nog ek het 'n medies, maar ek weet nie lekker wat daar aangaan nie. En meanwhile was daar net regtig, ek dink dit is daar's waar die wonderwerk is. Ja. Is mense se harte het oopgegaan tot fondse van alle kante afgekom net om jou 'n idee te gee. My mediese onkoste in totaal was 2.8 miljoen rand. Jy jok. So dit is nou al my operasies, al die behandelings, die hospitaalkostes, medisyne, alles. 2.8 miljoen. Ek gaan iets noem wat ek maar help my net reg as ek dalk nie reg weet nie. Maar sover ek weet, jy het medies gehad, maar jy was nog in jou wagtydperk. So tegnies het jy nie medies gehad nie. En ek dink dis ook belangrik vir die mense om te weet dat daar was nie daai fondse van die medies glad nie. Dis nie bybetalings wat ons moes betaal of wat jy moes betaal of iets nie. Dis letterlik alles wat almal moes dra. En van wat ek gehoor het wat jou ma ook al gesê het, waar die wonderwerke is, hoe God net voorsien het, is dat, kom ons sê die hospitaal sê vir haar, en dit het uit haar mond uitgekom, sover ek kan onthou, dit is nou al 'n rukkie terug, maar dat sy sê soos, kom ons sê die hospitaal sê vir haar, môre moet jy 100,000 rand neerlê,
En die volgende oggend dan weet sy nie waar gaan dit vandaan kom nie. En die volgende oggend as sy na haar bankrekening kyk, dan is daar oor as genoeg geld vir dit wat sy moes betaal. En sy sê dit het oor gebeur. Daar was nie een dag wat daar nie genoeg geld was om vir jou te betaal nie. En dit is net amazing hoe die Here voorsien. En ek meen vir jou ouers ook in daai tyd wat so seer het en al wat hulle het is die Here. Ja. Verstaan, en dat hulle so vertrou het en so staat gemaak het op hom en dat hy hulle harte so gesien het en gesê het, maar dis my kinders en ek gaan hulle help. En soos vir my is dit ook lekker want ek weet jou ouers stap 'n baie naby pad aan die Here en dis vir my so lekker om te sien hoe die Here net voorsien vir sy kinders en sorg vir sy kinders. En dis maar net wat die meeste mense maar net moet besef, as jy regtig jou vertroue in die Here sit en jy gee regtig jou hele hart vir die Here, gaan hy voorsien, selfs in die moeilikste en die slegste tye. Ek meen, waar krap jy daai geld oornag uit? Waar? Dit is net die Here se genade en voorsiening. So ek wil net daai gedeelte ook net vir die mense oordra om net te weet wat basies aangegaan het. Maar ja, ek kan verder vertel. Ek wil eintlik half net die geleentheid dan nou ook gebruik. Daar is al soveel mense vir wie ek al in persoon, ek kon self dankie sê. Maar om vir elke liewe persoon wat 'n bydrae gemaak het, wat 'n gebed gegee het, of wat regtig net, weet jy wat, al was dit net 'n oomblik van Here, asseblief hou U hand. Ek wil graag dankie sê daarvoor. Want dit is regtig, as dit nie vir dit was nie. As dit nie was vir die mense wat gehoorsaam was aan God, wat vir hulle gesê het, jy kan, jy het die vermoë. Ja. En hoe wow, dankie dat elkeen van julle gehoorsaam was. Hoe amazing is dit nie, dat ek vir julle kan wys, maar dit was nie verniet nie. Maar dit was regtig nie verniet nie. En mag dit, en ek bid dat dit, wat ook al jy gegee het, mag 'n blessing terug na jou toe kom. Net omdat jy gegee het. Ja. So dit, en ek dink die wat jy praat van die noue pad. Iets van my ma se getuienis, as ek nou half so kan sê, wat sy met my gedeel het. Sy het 'n boekie vir my gegee. Nou in hierdie boekie het sy probeer om soveel as moontlik terug aan my te skryf, terwyl ek onder sedasie is. Ja, want sy kan met jou praat nie. Ja. Sure. Okay. En so ons was, die ongeluk het gebeur in Potgietersrus. En die eerste hospitaal waartoe ons toe geneem is Voortrekker Hospitaal. En van daar af is ek en Lawrence geskuif na Limpopo Medikliniek in Pietersburg. En van daar af is hy geskuif na Unitas en ek eindig toe op in Zinnie. Ja. Maar met die rit wat my ma saam met my in die ambulans gery het, in haar woorde sê sy kon nie 'n vat kry aan emosie nie. Sy kon nie 'n vat kry aan 'n denk wat sin maak nie. Ja. En sy sê maar, ja kind, dit lyk nie goed nie. Ja. Dit lyk, Sy ken nie die pad vorentoe nie. Sy weet nie wat gaan gebeur nie. Dink daai ma hart is in stukke op daai oomblik. en wat my ma doen is sy kyk na my met geen hoop nie. Ja. En sy sê, Here, maar kom haal haar. Sure.
my ma het gebid dat Here asseblief, moenie laat my kind suffer nie. Spaar haar die suffering, kom haal haar. Ja, Want dit was die, realiteit op daai oomblik. en dit was in daai oomblik, wat sy 'n fisiese aanraking kon voel, en die bevestiging kon kry, maar Dis die tyd nie. dis nie die tyd nie. Ja. En ons het in Zenien aangekom, en daai hospitaal, op ontvangs, was hulle gereed. Hulle het go. Wow. Daai is, ek het die grootste respek vir daai personeel, vir elke dokter daar wat my behandel het, en ek dink daar was 'n totaal van 5 dokters wat my daar ontvang het, saam teater, saam die spesialiste, en wow, hulle was net ongelooflik. Die ortopeed wat ek het, en ek voel ek moet deel van hom, want ek het die grootste respek vir hierdie man. Ja. Dit is Dr. Molepo, en hierdie man se hart, hy is absoluut een van die mooiste, godsvreesende mans Sure. wat ek al ooit ontmoet het. En it's amazing dat God hom oor jou pad gestuur het. Ja. Want ek was nie, ek meen, Zenien en Nobum is 'n bietjie ver ek Nee, kom. dit is, ja. Maar hierdie man, hy het regtig 'n ongelooflike werk gedoen. Al 2 voete, die knie, al 2 arms. So ek het 'n totaal van 28 skroewe en 4 plate in my lyf ingehad. Dit was nogal 'n redelike storie. Dit seker soos 'n robot gevoel. Ja, weet jy wat, ek het 'n oom wat my gespot het, my gesê, ja, robot kop. Maar dit is regtig, daai hand, wat se metal detectors, het hy eendag so van kop tot toe, en dit klink of die ding 'n liedjie speel. Dit was verskriklik geweest, dit was regtig rof, ons baie gelag daaroor. Maar as ek nou dat ek besig is, ek is nou besig met die derde party se, jy weet, dit is mos nou nog ondersoeke van ander spesialiste wat nou glad eintlik niks met my enigste my opname of niks te doen gehad het nie. En nog elke dokter, elke chirurg wat na my gekyk het, al was dit net in 'n lekker gesprek gewees. Kon nie glo dat ek maar van hoe die snye lyk, die kwaliteit van die werk wat gedoen is in die eerste plek, en die mate van herstel. Want as ek vir mense sê, hierdie ongeluk het die 29ste September 2024 gebeur, mense het hierdie prentjie van, nee, dit is 'n paar jaar terug. Ja. It has to be. En wow, hoe God net ingetree het. Ek gesê, maar nee. Hier is krag. Ja. Hier is genesing. En ek meen, vrek het. Wow. Ja, hier is jy. Daar was spekulasie, of nie spekulasie nie, maar daar was my ouers voorberei gewees dat ek nie moes lewe nie. Ja. Toe ek daai deur trek en God my daardeur dra, toe was daar voorbereiding gemaak dat dit gaan nooit weer kan loop nie. En ek weet daar was baie probleme met jou ingewande waar hulle bekommerd was, wat hulle gedink het, hoe gaan jy ooit weer normaal eet en So behalwe vir die kolon en dindarm wat regtig baie seer gekry het, was daar oor die 700 ml bloed wat hulle moes uitpomp. Jo, wat binne jou liggaam was of wat? Kyk, ek weet baie mense sê bloed is veronderstel om binnekant te wees. Ja. Maar nie daar waar dit was nie. So dit was ek meen
Daar's 'n plek vir alles in die lyfie, maar Ja. vir daai hoeveelheid bloed wat uit my maag of uit my abdomen uitgepomp is, Ja, is dit is verskriklik. ek meen, meanwhile sê die vader net, nee, kyk. Wonderwerke. Ek is toe nou, na die 3 weke is ek ontslaan, en ek kom terug na my ouer huis toe. Toe begin ons pad van recovery. Ja, en ek dink dit is 'n storie op sy eie gewees. Omtrent, dit was. My ma sy het toe nou weer teruggegaan. Sy het toe verder gaan werk. En my pa maak die besluit, en hy sê nee, hy gaan by my bly, want hy kan my optel, hy kan my dra. Kyk, my ma sterk, maar sy is nou ongelukkig nie so sterk. Ja. Maar hy sê toe nee, hy gaan by my bly. En dit was vir 2 maande gewees wat my pa by my gebly het, vir die rede om my op te tel uit die bed uit, in 'n stoel te sit of in 'n rolstoel te sit, my te voer, my water te gee. Ja. En hy het sy werk laat stil staan Hy het alles vir jou. Ja. laat stil staan. Wys net die liefde van ouers. Ja. En weer eens sy gehoorsaamheid. Ja. Want dit kon baie maklik gewees het om 'n buitepersoon aan te stel. Iemand wat dalk gekwalifiseerd is, wat my wonde kon kyk en die steke kon dophou maar my pa was gehoorsaam. En ek dink ook net hy het gesê dit is my dogter. Ek moet na haar kyk. Ek moet. So hy was deel met al die show. Natuurlik is ek nou so net 'n fisiese pyn die ergste. Angie, as ek vir jou sê, dis seer. Ja, ek kan dink. En jy het nog emosionele pyn op daai stadium nog gehad, verskriklik. So dit was, weet jy wat, ek dink, as daar iemand is wat kan meedeel, jy kry 'n laepunt, en dan kry jy daai 6 kilo gat nog verder af. Ek was omtrent daar. Nee, daar in die middel. Ja, nee, ek was, want, ek meen, ek moes weer leer loop. Ja, ek onthou dit, ja. Ek het vir 'n baie lang tydperk aan die lewe gebly met yogisip. Want dis al wat ek kon eet, want met die tandjies wat gebreek het, ek kon nie eet nie. Ja. En jy kan niks vir jouself doen nie, so jy is heeltemal afhanklik van iemand anders in die eerste plek. Jy kan nie lekker regop sit nie, want hier is hierdie verskriklike snit so lekker by die maag af. En dis snot, dis trane, dis bloed, dis weet jy wat. Ja nee, dis net alles verskriklik op een slag. Ek kan nie imagine om dit enigstens op hoe ek kan nie iemand anders dit insien nie. Ja. Dankie tog dat dit met my gebeur. Ja, nie met iemand anders nie. Want my word. Want ook nie almal is so sterk om sulke goed te kan hanteer en deur al hierdie goed te gaan en en ek was ook nie. Ja, Ek was nie. Ek Ek het, weet jy wat Angie, ek het meer as een keer dat ek gebid en ek het vir jou gevra, maar asseblief luister. Kom haal my. Die seer is te seer. This too much. Ja. Daar was 'n tyd gewees wat ek vir die Here gevra het, maar bring vir Lawrence terug en vat my. Ja. Want jy compromise. Ja. En ek het gebid dat die Here vir Lawrence moet terugbring. Hy het nie verdien. Ja. En hoe het ek verdien om te lewe? Ja, al goed gaan deur die kop, ja. Man, ek is 'n sondaar. Ek was bitter lank terug in die kerk gewees op daai stadium.
my verhouding met die Here was nou en dan as ek onthou. Ja. Ja, en nog So- steeds het hy jou kom al. Wys net sy genade is altyd genoeg vir enige persoon. En wow. Even me. Ja. Hy wat so almagtig is, kon net gesê het nie, maar Ja. hy gee my oor en dood en Mm. en nee. Ja. Ek dink ons gaan in 'n volgende keer aangaan en dan net die herstelproses en hoe die Here jou uit daai gat uitgehaal het en hoe sy genade jou gedra het tot waar jy nou is. Dink ek ons gaan in 'n volgende episode deel. Maar wat ek net vir die mense daar buite ook wil sê, so selfs met hierdie getuienis, net om te weet, geen sonde, niks wat jy ooit doen kan jou skei van die liefde van die Here nie. Dit wat die Here in die Bybel sê, bedoel hy en dis regtig waar en hierdie is 'n getuienis daarvan. Ek meen, ja, ons moet probeer om altyd so na as moontlik aan die Here te lewe. Ons moet probeer om ons pad reg te hou, maar as die lewe gebeur en jy dwaal dalk bietjie af of jy kry dalk verkeerde vriende wat jou dalk bietjie aflei van die pad af, dis nooit te laat om terug te keer nie en God bly altyd lief vir jou en sy genade is genoeg vir jou. Moet nooit dink, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek verdien dit nie. Want jy doen, jy is sy kind en hy gee om vir jou. Soos enige pa of ma oor hulle kind voel, wat ons ook gesien het, kyk hoe ver gaan 'n ouer vir 'n kind. En om selfs soos daai seerste seer wat haar ma gebid het om te sê, maar kom haal my kind. Ek meen, ek kan dink haar hart was flenters om dit te bid, maar net die gedagte om nie haar kind deur pyn te sit nie, om haarself neer te lê en te sê, maar solank my kind net nie pyn het nie. En kyk hoe die Here haar ook geseën en gesê, maar nee, ek gaan jou kind nog vir jou gee. En my genade is genoeg vir jou om jou kind nog by jou te hou. Ja, ons gaan deur hierdie proses, dit is 'n herstelproses, maar alles werk vir die beste uit. En kyk net hoe gebruik die Here hierdie getuienis nou. En ek dink daar's so baie mense wat hieruit kan leer en ek hoop regtig dat hierdie getuienis ander mense se harte aanraak en net om te weet, God leef, God is. Want hierdie was onmoontlik dat sy hier sit vandag. Dit is wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke wat gebeur het. En daar's wonderwerke waarvan ons nie eers weet wat gebeur het in hierdie hele proses nie. So al wat ek vir julle moet sê is asseblief hou hoop, moenie moed opgee nie, hou vas aan die Here en sy beloftes. En ja, dis my boodskap nou vir vandag en dan gaan ons in 'n volgende episode die herstelproses bespreek oor hoe sy en hoe die Here in haar gewerk het om haar te kry tot waar sy vandag is, waar sy totale vrede het, waar sy aan kan gaan met haar lewe en ja, hoe dankbaar sy dan is vir vandag dat sy nog hier is en alles wat sy nog kan doen nou. So ja, tot die volgende keer sê ek Maranatha.